Vriende, ons luister wanneer die Here nou met ons praat uit sy woord, ons luister na die woord van die Here, ons gaan saam lees uit Jesaja hoofstuk 3 vers 13 tot vers 26. Ons weet nou van Jesaja se optrede en Jesaja het die moeilike werk gehad om mense aan te vat oor hulle sonde. Dit is nie 'n maklike werk nie. Ek as predikant weet, die oomblik as jy mense konfronteer met hulle sonde, dan sê hulle nee, ek stap nou uit die kerk uit. Nie meer lekker nie, hulle is nou liefdeloos. Nou Jesaja se volk kon nog nie wegstap nie, maar hulle moes hoor wat die Here sê oor sonde. En ons het gesien, hierdie aangrypende hofsaak in die eerste hoofstuk, hoe die Here hofsaak maak teen sy volk, hulle aankla, hy is die regter, maar in plaas daarvan dat hy hulle net eenvoudig vernietig, kom vers 18 en sê die Here, kom nou en laat ons die saak uitmaak. En dan beloof hy dat hy hulle skoon sal was en hulle sonde sal vergewe. En jy onthou die fotootjie wat ons van die wêreldvrede, die hemelse vrede gekry het, in hoofstuk 2, die eerste 5 verse, en dan in hoofstuk 2 verder, dan draai om na die volk toe en sê, maar julle lyk nie soos hierdie prentjie nie, julle lyk nie soos mense wat op pad is hemel toe nie. En nou gaan hy verder in hoofstuk 3, en ons het in die eerste gedeelte gehoor, waar hy vir hulle sê, maar hoe lyk 'n samelewing, as die leiers weggevat word? En dan kyk ons na die leiers, en ons sien, dit is nie net manne wat die Here se pad loop nie, daar is selfs waarsêers en allerlei okkultiese toordokters en ouens, deel van hierdie lysie van die leiers, na die mense na wie die volk opkyk, en die Here sê, dat julle gaan heeltemal uit mekaar uitval as samelewing. Dit is 'n anatomie van anargie, is die woorde wat ons gebruik het. Nou kom die Here in vers 13, nou praat hy met die susters, nou praat hy met die vroue van Jerusalem, maar daar is 'n les vir ons manne, wat ons mooi moet leer, ook uit hierdie gedeelte, veral met betrekking tot dit wat ons vandag beleef het. Kyk na vers 13 tot 15, waar die Here sê, hy is geregverdig as hy oordeel. En in die besonder dan, vir ons as amptdraer, na wie die Here geweldige verantwoordelikheid gee, om na sy volk te kyk. En op vers 16 tot 24, hoor jy nou, die opskrif daar wat ek gegee het, is van blink na stink. Nou, hoor bietjie wat die Here daaroor sê. Die tema van ons prediking vandag is, hoogmoed kom voor die val. Vers 13 tot 15 kyk ons na die Here se regverdige oordeel, vers 16 tot 24, van blink na stink, en ons gaan hoor hoe die Here dan nou praat oor die hoogmoed, wat die groot probleem is. En dan in die laaste gedeelte, vers 25, en ons gaan deur tot hoofstuk 4, vers 1, praat die Here oor die krisisse, waarin ons onsself dompel deur ons sonde. En ons gaan hoor wat die krisis nou was, toe die volk van die Here afdwaal. Kom ons verlustig ons in die woord van die Here, ons lees Jesaja 3, vers 13. Die Here staan daar om 'n regstryd te voer. Hy tree op om die volke te vonnis. Die Here gaan na die gereg met die oudstes en die vorste van sy volk. Ja, julle het die wingerd afgewy. Aan die arme man, wat aan die arme man ontroof is in julle huise. Wat is dit met julle? Dat julle my volk vertrap en die ellendiges mishandel? Spreek die Here van die leerskaar. Verder het die Here gesê, omdat die dogters van Sion trots is en loop met uitgerekte nek en met die oë lok, wegstap met trippelgang en hulle voetringe laat rinkel. Daarom sal die Here die skedel van die dogters van Sion skurf maak en die Here sal hulle skaamte ontbloot. In die dag sal die Here wegneem die sieraad van die voetringe en die sonnetjies en die maantjies en die oorversiersels en die armbande en die sluiers, die hoofversiersels en die voetkettingkies en die pronkgordels, die reukflessies en die towermiddels, die vingerringe en die neusringe, die feesklere en die manteltjies en die tjalies en die handsakkies en die handspieeltjies en die hemde en die tulbande en die wye mantels. Dan sal daar in plaas van balsemgeur mufheid wees. In plaas van 'n gordel, 'n tou. In plaas van gevlegte hare,
kaalheid. In plaas van 'n pronkgewaad, 'n roukleed. Brandmerk in plaas van skoonheid. Jou manne o Sion sal deur die swaard val, en jou helde in die oorlog. En sy poorte sal klaag en treur, en hy sal uitgeskit op die aarde sit. En in die dag sal 7 vroue een man aangryp en sê, ons eie brood sal ons eet en ons eie kleed aantrek, laat net jou naam oor ons genoem word, neem ons smaadheid weg. Net tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, terwyl die reën val en die stormwolke saampak en ons die rukwinde om die mure se hoeke hoor fluit, wil ons ook soos die Psalm 29 gelowiges hier in die heiligdom uitroep, heerlikheid. U is God, U is groot, U is onmeetlik in die genade, in die liefde, in die ontferming, en die krag waarmee U ook in ons lewens werk, en ons loof U daarvoor. Here, wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan sidder ons met die wete dat U as regter weerkom om te oordeel. En tog, Here, tog reinig U ons, tog rus U ons toe deur die woord en die gees. Tog is elke gelowige deur U toegerus om amptswerk te doen in die koninkryk. En nie besonder manne, Here, wat U afsonder om amptsdraers te wees as oudering en diaken. En ons loof U vir daardie groot voorreg. En ons is pynlik bewus van onvermoë, Here, maar ons sien uit na die heerlikheid, die heerlike taak om met die kudde te werk, om te kan bemoedig, om te kan versterk, om te kan vertroos, te kan voed, te kan vermaan. Here, om hulle wat op 'n dwaalspoor is, op U weg te bring, om U te verheerlik in dit wat ons doen. U liefde wat U in ons harte uitstort, volgens Romeine 5 vers 5, te laat oorvloei na U kudde. Here Jesus, ons dankie vir die vooruitsig dat ons ook jong manne het, wat vir 11 jaar verbondsonderrig gekry het en uiteindelik belydenis van geloof wil aflê, voor die wêreld wil bely dat hulle U ken en lief het, en ons gebed is dat U hier sal wees. Maar dat U ook elkeen van ons sal voed en sal versterk in die geloof, wanneer ons by die heilige sakrament vier. Here Jesus, ons bid in die besonder vir hulle wat nie hier kan wees nie, hulle wat swaar kry, wat pyn het, wat kankerbehandeling kry, wat hartseer is, eensaam is, oorweldig is deur omstandighede, wat moeilike besluite moet neem, wat eksamens skryf, wat spanning beleef, wat bekommernis in die hart het. Here, ons bring al ons laste en sorge na U, en ons vra, Here, ontferm U oor die kinders. Ons bid in die besonder vir ons jong mense, Here, en ons vra dat U ook kragtig in hulle lewens sal werk, en ons loof U vir die pragtige jong mense wat U aan ons toevertrou. Here Jesus, ons vra dat U ook hierdie gedeelte van die woord in ons harte skryf. Here, dat U die koersaanpassing sal maak, dat U die restaurasiewerk sal doen, dat U deur die Heilige Gees ook hierdie waarhede so in ons gedagtes en ons innerlike mens sal ingrafeer, dat dit deel van ons manier van dink en doen word. Ons vra dit in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as U nog nie die boek Die Pelgrimse Reis, die Engelse titel is The Pilgrim's Progress van John Bunyan gelees het nie, dan wil ek regtig aanbeveel. 'n Christen moet dit ten minste een keer in sy lewe lees. En dit beskryf die verhaal van 'n gelowige, van dat hy kind van die Here word, tot by die hemelstad. Al die uitdagings, al die moeilikheid wat 'n Christen het op sy lewenspad. In kere getal word dit uitgedruk deur John Bunyan. En in die besonder aangrypend is daardie hoofstuk wat hy beskryf. Die Engelse woord is Vanity Fair. Nou ons weet, dis nie net 'n tydskrif nie, dis ook 'n hoofstuk in John Bunyan se boek waar hy beskryf, daar is 'n
'n karnaval, en dit was aangrypend die aand wat evangelis met hierdie twee vriende om die vuur sit en met hulle praat. En vir Christen, dit is die hoofkarakter en sy vriend getrou vir hulle sê, julle moet nou deur hierdie stad stap. Daar is geen ander keuse nie, daar is geen ander pad nie. Die pad na die hemelse heerlikheid, na die hemelstad, loop deur die stad, en die naam van die stad is ydelheid, vanity. En dan op 'n stadium sê hy vir julle gaan daar met geweldige moeilikheid te doen kry. En hulle sê wel, hulle het al moeilikheid gehad in hulle lewe, hier is die duike op hulle wapenrusting wat hulle kan wys, hulle sal deur moeilikheid, en hy sê, een van julle gaan doodgemaak word. En dan beleef 'n mens, stap hulle in hierdie stad in, en dit is soos een groot partytjie. Dit is nou soos, as ons nou skou hou by Randfontein, dis malameles en almal is vrolik, maar hierdie karnaval van ydelheid, spesifiek daarop, hy sê ook, hierdie stad is gebou deur die duiwel, en die mense probeer Christene van die pad afkry, van Christus al wegkry, deur die wêreldse verleiding. Onmiddellik kom hulle agter, maar hier's fout met hierdie twee manne, want hulle kyk nie met die oë wat ander mense kyk, na die vrouens en na die goud en die goed wat hulle verkoop en dinge wat hulle vir mense aanbied nie. En hulle wil niks koop nie. En hulle is sommer dadelik vies en boos vir die ouens en konfronteer. En uiteindelik word hulle aangekla deur die hof, en daar is 'n hele hofsitting en getuies wat nou hulle leuns kom vertel en alles kom sê, en sê die groot probleem met hierdie mense is, hulle wil nie deelneem aan die wêreld. Hulle stel nie belang in wat die wêreld aanbied. En uiteindelik word getrou ter dood veroordeel, en met die genade kon Christen ontsnap. Maar wanneer hierdie hoofstuk in Jesaja 3 tot ons spreek, dan dink ek John Bunyan het baie van hierdie prentjie van Vanity Fair, van die karnaval van ydelheid in Jesaja 3 gekry. As 'n mens by jouself moet dink, maar wat is die belangrikste dinge vir die wêreld? En hierdie wêreld beteken nie aardbol nie, dit beteken mense wat buite God se wil leef, mense wat nie belangstel in die Here nie, wat nie belangstel om die Here te dien of lief te hê nie. Dis 'n wêreld. Dit is wat die wêreld hier, waarvan ons lees, beskryf. En 'n mens kan 'n lysie maak, heel waarskynlik is dit dinge soos geld, wat vir die wêreld die belangrikste goed is, en seks, mag, plesier. Dinge wat nie noodwendig sleg is nie. Geld kan op sy eie daar lê, en hy kan jou niks doen nie, maar die oomblik as hy beheer van jou lewe vat, noem die Here in Timoteus dit 'n wortel van ewels. So wanneer ons na hierdie lysie kyk, dan sien ons dit is die dinge wat die Here hier in Jesaja 3 in sy volk sien. Hoe die volk van die Here in Jerusalem se beheptheid met geld en seks en mag en plesier hulle ondergang veroorsaak het dat hulle uiteindelik in ballingskap weggevoer is. Hierdie wêreldse ydelheid is vandag nog steeds iets, en dis nie verder as jou selfoon nie. Die probleem is, ons kan nie onsself uit die wêreld wegneem. Jy kan nie in 'n grot gaan bly en dink, nou is ek veilig nie. Die probleem is baie dieper as net dit. Die uitdaging is in hierdie wêreld te wees, maar nie van hierdie wêreld te wees. Dit is die uitdaging wat Jesaja 3 vir u en my vandag mee konfronteer. Want hierdie gedeelte beskryf ook die heilige van Israel. God, wat nie sonde kan verdra nie, wat geen sonde ongestraf kan laat bly nie, wat elke sonde straf. En nou is die vraag, maar wat is die probleem van sonde? Waar kom sonde vandaan? En ons kan dadelik sê, dit is die ou duiwel se skuld. Die ou duiwel het my verlei, en daarom het ek sonde gedoen. Ek kan sê, wel, dis hierdie wêreld, man, hulle het hierdie advertensies in my gesig, ek kan nie daar verby kyk nie, en dis wat my laat sonde doen. Of ek kan sê, weet jy, dalk uiteindelik is dit maar die Here, want ek meen, hy het my in hierdie wêreld geplaas, so dis dalk die rede hoekom ek sonde doen. Die Here Jesus beskryf hierdie oorsaak van sonde in Markus 7, vers 21. Lees saam met my. Hier kans om gou daarin te blaai. Markus 7,
vers 21. En dit is ontsaglik belangrik dat ons verstaan, as jy wil wonder, nou, ek het nou sonde gedoen, waar begin ek bid voor? Dan sê die Here Jesus baie duidelik in hierdie gedeelte. Hy stel dit baie treffend, soos kan reeds in vers 20 van Markus 7 begin lees, Markus 7 vers 20, en hy sê, wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein. In vers 18 sê die Here Jesus, begryp julle nie dat alles wat van buite af in die mens ingaan, hom nie onrein kan maak? So dit is nie die wêreldse invloed nie, dis nie die duiwelse invloed nie, ja, dis nie die Here nie. Daaroor is Jakobus 1 baie duidelik. Maar vers 20 gaan dan verder in vers 21 wat sê, want van binne, uit die hart van die mens, kom slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein. So my grootste probleem is nie die duiwel nie, is nie die wêreld nie, is nie die Here nie. My grootste vyand het ons gesien, is ek self. Dis my hart. En as ek begin oor hierdie dinge wat die Here hier beskryf, dan moet ek begin vra, Here, my hart. Reinig my hart. Gee vir my die hartoortplanting wat ek nodig het. Jesaja beskryf Jerusalem as 'n plek van rykdom, van eer, van plesier. En hulle het alles wat die wêreld verkoop het, hulle gekoop, hulle eie gemaak. Maar die wese is verwaarloos en die weduwees is verwaarloos. Hierdie hele Jerusalem is vol ydelheid, beskryf die Here. En hy gaan 'n einde daaraan maak. Hy is die regter wat kom oordeel oor die sonde en sy volk sal 'n krisis ervaar. Nou kom ons kyk na vers 13 tot 15. Dat die Here hier beskryf in hierdie gedeelte, hy is regverdig as hy kom. Hy beskryf homself as die een wat in 'n regstryd staan met sy kudde in vers 13. Hy is die regter in die hofsaak, maar hy is ook die aanklaer. Nou kyk waarvan beskuldig hy sy volk. Vers 14 sê hy, na die gereg gaan hy met die oudstes, met die leiers van die volk. En dan sê hy, ja, julle het die wingerd afgewy. Nou ons moet onthou, Jesaja is ook 'n lied. Hierdie is digvorm waar hy beskryf. In hoofstuk 5 hoor ons die pragtigste lied oor 'n wingerd, dat die Here sê, my volk is soos 'n wingerd wat ek geplant het met liefde en dit versorg het. Nou beskryf hierdie leiers as manne wat hierdie wingerd verniel. En hy beskryf hoe hulle dit doen, wat aan die arme man ontroof is in julle huise. Julle buit julle eie mense uit, julle handel liefdeloos met julle eie mense, julle behandel mense sleg, julle is skelm. Dit wat jy van die arme man afrokkel, daardie skildery hang in jou huis. Die Here sê, hulle aanvaar omkoopgeskenke, hulle beroof die ellendiges in vers 15. Hulle verdraai die reg van die armes en die saak van die weduwee en die weeskind, ignoreer hulle, solank hulle self net in leksheid leef. Weet jy, ek dink dis een van die simptome van die tyd waarin ons leef, waar mense dink, wel, ons leef almal in 'n tyd waar dit baie goed gegaan het, en nou gaan dit nie so goed nie, en as jy in Rome is, moet jy maar maak soos die Romeine, as die hele wêreld korrup is tot in die regering, daar korrupsie is, dan moet ek dalk ook maar bykom en deel wees van hierdie partytjie. En dis waaroor die Here sy volk oordeel. Wat vir hom belangrik is dat 'n kind van die Here nie dink soos die wêreld nie, nie praat soos die wêreld nie optree soos die wêreld nie. Dit wat die wêreld belangrik is nie vir 'n kind van die Here belangrik nie. God is jou eerste prioriteit. Ek moet onthou, die geregtigheid van God staan vas. Hy is nog steeds die regter wat op pad is. Die Here Jesus is die enigste perfekte leier. Efesiërs 4 word hy beskryf as die hoof van ons kerk. Hy is ons leier wat op volmaakte manier mense liefhet
maar onreg beveg. Jesaja 42 beskryf hom as die een wat die reg uitbring na die nasies, na die eilande. Hy is die een wat reg laat geskied, wat almal volkome reg behandel. Jy sien, ons geneigtheid is om die Here te beskuldig, as dinge begin sleg gaan, iemand het geweldige verliese, iemand kry geweldig swaar, hoe kan die Here dit toelaat? Hoe kan 'n liefdevolle God al die dinge laat gebeur met 'n mens? En die uiteindelike werklikheid is dat die groter wonderwerk is, hoe kan 'n regverdige God wat elke sonde straf, my sy kind maak? My nie straf vir elke sonde wat ek doen nie, sy steen in my plek straf. Dit wat ek verdien, kry Jesus. En dit wat ek nie verdien nie, gee Jesus vir my. Die groter wonder in hierdie wêreld is dat God selfbeheersing toepas en ons genadig is en ons nie verdelg weens ons sonde soos wat ons verdien nie. En nou skryf die prentjie in vers 16 na die dogters van Sion, die vroue van Jerusalem. En ons sien hier die prentjie van die karnaval van Adelaide. En ek gaan 'n paar keer lees uit hierdie boodskapvertaling hoe hy dit beskryf. Hy sê die Here sal die vroue van Jerusalem aankla. Kyk net hoe verwaand is hierdie vroue van Jerusalem. Hulle loop neus in die lug. Hulle knip oogskelm vir mans om met hulle rond te flerrie. Hulle gee klein trippeltreetjies om die ornamente om hulle enkels te laat klingel om aandag te trek. En ten diepste gaan dit daaroor dat hulle is vasgevang in hierdie beheptheid met welis, hoe ek lyk, om mense mans te kan verlei. En hoogmoed. Ek sien neer op mense wat nie het wat ek het. Hulle word aangekla van trots en hoogmoed, sê die gedeelte. Soek na rykdom en skoonheid. Soek na sekuriteit in luksehede van juwele en klere, wys hulle ydelle harte. Die prentjie wat Jesaja wys, is die uiterlike simptome van 'n hart wat vrot is. En op sigself is daar niks fout mee om mooi klere te hê nie. Luister vanoggend op Radio Pretoria na Hooglied waar daar beskryf word hoe die man sê vir sy geliefde, ek sal vir jou oorbelletjies maak, goue oorbelletjies met silwerknoppies. Dis pragtig. En jy moet onthou, as hierdie dinge vir jou belangrik is omdat God vir jou onbelangrik is, dan skiet jy jouself in die voet. Dan plaas jy jouself onder die oordeel van die Here. Die Here praat met ons mans ook baie ernstig oor hierdie dinge. In Johannes 2 beskryf hy dit in vers 15, hy sê, moet nie die wêreld lief hê of die dinge van die wêreld nie. Dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie, want alles wat in die wêreld is, en nou noem hy 3 goed, jy moet mooi luister, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En dan beskryf hy, dit is duidelik, dit gaan tot niet, dit gaan weg. Dit is ten diepste, hoekom ons sonde doen. Ons is gevangenes van dit wat ek begeer, dit wat ek dink my behoefte is, dit wat ek dink my lewe beter gaan maak, dit wat ek dink my plesier gaan verskaf. Die begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die lewe. En dan teken hy hierdie verskriklike prentjie in vers 15 en 16, in Jesaja vers 17 tot 24, die in plaas van gedeelte, waar hy elke keer sê, dit was vir jou belangrik gewees, en dit is wat jy uiteindelik na die ballingskap gekry het. En nou word geskiedenis hier beskryf, dit het letterlik so gebeur, soos wat hy hier beskryf. Die in plaas van God, klink so in die boodskappervertaling, daarom sê ek, die Here, ek sal elke sluier afruk, en haar kop laat kaal skeer. In die Bybelse tyd was 'n vrou se grootste trots haar hare. Mooi, lang hare te hê was
Geen groter geskenk as dit kon 'n vrou hê om te wys. Dit is waarop sy trots is. In die Bybelse tyd het dit letterlik gebeur as een volk 'n ander volk oorwin, dan het hulle gevange geneem, hulle slawe gemaak en die eerste ding wat hulle gedoen het was om die hare alles af te skeer. Dit was 'n vernedering om te sê, ons is nou julle baas en nou is julle ons slawe. Dit wat 'n vrou in die Bybelse tyd wat vir haar so vernederend was, beskryf die Here as, dis iets wat 'n realiteit gaan wees. Julle gaan kaalkop in die straat rondloop. Op die dag sal die Here al julle versiersels waarop julle so trots is wegvat. En dan noem hy nou die lysie van dingetjies, die enkelringe, kettingkies met sonnetjies en maantjies op die kopdoeke, voetkettingkies, versierde gordels, parfuum, gelukbringertjies, deftige partytjierokke, mantels, serpe, handsakkies, speeltjies, fyn sakdoekies, kopdoekies en skouermanteltjies. Dit alles wat nou julle lewe kenmerk en waarop julle so trots is en hoogmoedig teenoor ander, dit sal moet plek maak. En dan sê hy, in plaas van geur van parfuum, sal julle vreeslik stink. Omdat julle slawe sal wees, wat die 800 kilometer moet stap na Babylon in ballingskap. Omdat julle nie die Here lief het, wat julle eerste lief gehad het nie. Hy sê, in die plek van hulle versierde gordels, sal toue om die middel geknoop word, en hulle sal met toue gelei word, die 800 kilometer na die ballingskap. Hulle sal kaalkop rondloop in plaas van goed versorgde hare. In plaas van deftige fyn rokke sal hulle die grove sakke dra van slawe. In plaas van hulle skoonheid wat hulle vroeër gekenmerk het, sal hulle 'n brandmerk van 'n slaaf dra, vers 24. Hier is 'n waarskuwing teenoor elke mens wat dink, ek kan kry wat ek graag in die lewe wil hê sonder God. Wat dink jy die wêreldse advertensie van blink, dit is my hartsbegeerte, en as ek net dit het, dan sal my lewe beter wees. Jesaja 3 beskryf baie duidelik nie, dit gaan nie. Met die vernietiging van Jerusalem het hierdie dinge letterlik plaasgevind. Hierdie was 153 jaar voor die ballingskap, toe die Here reeds hierdie boodskap vir hulle gesê, en hulle het nie beter geword nie, hulle het nie nader aan die Here begin leef nie, hulle het nie die Here gedien nie, hulle het nie na die waarskuwing geluister nie. Hulle is as slawe verneder. Hulle moes buig voor ateïste, want hulle wou nie buig voor die lewende God in liefde en aanbidding, hy wat hulle lief gehad het. Die Here waarsku ons vandag. Vir my en vir jou moet ons weet, die teenoorgestelde van hoogmoed wat hier beskryf word, is nederige diens. Jesus beskryf dit, Markus 10:45, dat hy sy lewe gee as losprys vir baie, dat hy nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys. Die Hemelse Vader het ons Here Jesus gestuur na hierdie karnaval van uitluit, en Jesus het nie geswyg vir enige versoeking wat die duiwel of wie ook al oor sy pad gebring het nie. Hy het uiteindelik die vernedering verduur om aan 'n kruis kaal te hang en verneder te word deur bespotting, verwerping van sy mense vir wie hy gekom het. Uit alle aardse besittings en leuksheid het hy verwerp. Hy sê, jakkals het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie 'n plek waar hy sy kop kan neerlê nie. Jesus het niks op aarde besit nie, en hy het alles gemaak. Hy het nie die handelsware van hierdie wêreld gekoop nie, maar hy het 'n kruis gekry, dat ons kosbaarste besitting kan wees. As mense vir jou vra, maar wat is jou kosbaarste besitting, beskryf die Here Jesus dit in Lukas 10 vir sy disippels in vers 20. In Lukas 10 het die Here Jesus die disippels uitgestuur om te gaan sendingwerk doen. En hulle kom terug. En hulle beskryf hoe hulle mense kon gesond maak en bose geeste uitdryf, en hy sê, julle belangrikste ding is dat julle name opgeskryf is in die boek van die lewe. Jou heel belangrikste ding in jou lewe is dat jy 'n kind van die Here mag wees.
Nie wat jy hier op aarde besit, of wat jy hier op aarde bereik, of wat mense van jou dink nie, dat jy 'n kind van die Here mag wees. Jesus het nie die versoekings weerstaan nie, maar ook die krisisse. En hier lees ons in vers 25 en verder, wat was die krisis? Al die mans is doodgemaak in die oorlog, die wat nie in ballingskap weggevoer is nie. Hy sê 7 vrouens sal vir 1 man vra, trou met my asseblief, ek sal my eie kos en klere gee net vir my kinders, dat ek nie die skaamte het van iemand wat kinderloos is nie. My sonde het my in 'n krisis gedompel, die bevolkingskrisis van hoofstuk 4 vers 1. Wat 'n genade dat die Here in Jesaja 61 terugkom na sy volk, en in vers 1 tot 3 dit beskryf. Hy sê die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hierdie is belangrik. Is 'n boodskap aan die ootmoediges, die mense wat oorgebly het na die ballingskap. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes vrylating uit te roep, vir die geboeides opening van die gevangenes, om uit te roep 'n jaar van die welbehae van die Here, 'n dag van die wraak van ons God, om al die treurendes te troos, om vir die treurendes te beskik, dat aan hulle gegee word sieraad, vir as, vreugdeolie, vir treurigheid, 'n gewaad van lof, vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. Hier hoor ons ook 'n in plaas van. Die Messias het gekom, die Here Jesus het gekom, sodat hy ons trane kan afvee. Sodat hy ons kan bevry van die gevangenskap van my selfoonprentjies wat vir my sê, dis wat jy nodig het in jou lewe, en jy sal baie gelukkiger wees as jy dit het. Wat jou hoogmoedig maak, wat jy laat neersien op mense, dis waarvan hy jou bevry. Here Jesus gee gewaad van lof vir 'n verslae gees. My broeder en my suster, volgende keer as jy so op jou foon deurblaai en al die videoetjies kyk, wat jy dink, hierdie goedjies is vir my so mooi. Dink oor Jesaja 3. Waar die Here sê werklik belangrik is. Jy sien mooi en blink goed en jou hart begeer dit, en jy is in die middel van die karnaval van ydelheid. Nou kom Petrus in 1 Petrus 3, en hy beskryf in vers 3 tot 5, wat vir die Here belangrik is, wat hy raak sien in vrouens. Die boodskapvertaling stel dit so, wanneer is 'n vrou regtig mooi? Vir 'n Christen sit die skoonheid nie aan die buitekant nie, maar kom dit van binne. Moenie julle te veel daaroor bekommer as julle klere in die mode is, nie in die mode is of julle hare pragtig versorg is nie. Ook mooi juweliersware is nie nodig om julle mooi te maak nie. Nee, 'n vrou se eintlike skoonheid kom van binne af. Hoe mooi is dit nie as 'n vrou sag en vriendelik optree nie. Of 'n vrou oud of jonk is, hierdie soort mooiheid kan jy nie van haar wegvat nie. In God se oë is die kosbaarste juwele wat 'n vrou kan dra. In die ou tyd het die vroue wat God getrou met alles gedien het, hulle ook so mooi gemaak. So vertaling van 1 Petrus 3 vers 3 tot 5. Mag die Here ook so in ons lewens werk, dat ons sal soek na dit wat werklik vir God mooi is. En dit in mense sal raak sien, en dit sal bevorder. Dat ons nie wêreld sal dink nie, maar Bybel sal dink. Dat 'n nederige diensbaarheid in God se koninkryk 'n kenmerk sal wees van ons lewens. Dat ons verantwoordelikheid sal nakom om ons vreugde voor die Here uit te leef. Dat ons onbeskaamd in hierdie wêreld sal erken die Here is my herder. Ek het niks meer nodig as dit. Amen. Kom ons vra dit van die Here. Ons dankie, o Here, dat U ons skarlaken harte, ons purper harte skoon was, skoner as wol en as wit sneeu.
Dankie Here dat die oordeel die laaste woord is nie, maar die genade. Here Jesus, dat U gekom het na hierdie karnaval van ydelheid en dat U ons magtige God is, ons vredevors is, wat ons skuld wegneem en ons met God versoen. Dankie Here Jesus, ons kan U aanbid as die spruit van Isaai, ons Messias, wat ook ons die oorblyfsel maak, in genade aansien, ons trane afvee, ons wonde verbind, ons vrymaak van die tronk van ons begeertes. Here, help ons in ons oorlog, waar ons soveel keer 'n veldslag verloor, Here, en val en sonde doen. Kom ons vandag opnuut na U en huil ons oor ons sonde en bid ons, Here, vergewe ons, was ons, reinig ons, trek ons nader aan U. Ons weet dit het ewige waarde, die res is tydelik. Here, help ons dat nie ons vermoëns ons trots sal wees, ons intellek, maar dat ons vertrou op U belofte sal stel, dat ons sal ophou om kwaad te doen, dat ons sal leer om goed te doen, dat ons die reg van die arme en die ellendige en die behoeftige, die weduwee en die wees sal soek en die verdrukker sal beteel, dat U woord vir ons die hoogste gesag sal wees. Here, dis met vrees en bewing dat ons saam met hierdie broeders wat vandag 'n ja-woord gegee het, saam met Jesaja en Jesaja sê, hier is ek, Here, stuur my om die boodskap van verlossing uit te dra. Here, maak ons mooi van binne af. Maak ons harte beeldskoon vir U. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Geliefdes, op die pragtige melodie van Georg Friedrich Händel, hierdie pragtige woorde, Jesus, ons eer U opgestane Heer, lewensvors en koning, U het triomfeer. Hoe was U verneder? Hoe het U gelei? Hoe is U verheerlik? U voer heerskappy. Wat daarop volg ook vers 2, Jesus, ons eer U opgestane Heer, omdat U oorwin het, sal ons triomfeer. Hoe was U gebonde? Hoe was U verkneg? U bevry tot lewe, baan vir ons die weg. Jesus, ons eer U opgestane Heer, nou het ons 'n toekoms, lewe by ons Heer. Kom ons sing vers 1 en 2, Gesang 209. Jesus, ons eer U opgestane Heer, lewensvors en koning, U het triomfeer. Hoe was U verneder? Hoe het U gelei? Hoe is U verheerlik? U voer heerskappy. Jesus, ons eer U opgestane Heer, lewensvors en koning, U het triomfeer. Jesus, ons eer U opgestane Heer, omdat U oorwin het, sal ons triomfeer. Hoe was ons gebonde? Hoe was ons verkneg? U bevry tot lewe, maak vir ons die weg. Jesus, ons eer U opgestane Heer, nou het ons 'n toekoms, lewe by ons Heer. Ons herinner U net 'n oomblik bly sit na die uitspreek van die seën, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle almal.
Amen.